Dit is vanjaar 200 jaar sedert die eerste sitting van het Synode der Nederduits Gereformeerde Kerk in Kaapstad plaasgevind het. Om hierdie besonderse eeuwviering te vier, loop ons in die voetspore van ons eerste gemeentes en reflekteer oor hierdie eerste Synode sitting wat op 2 November 1824 hier plaasgevind het. Ek is Wilmie Wheeler van Kaapkerk en saam met ons vervaardiger D.J. Miller neem ons julle graag op reis deur ons kerk se ontstaan en geskiedenis. As jy my sou vra, hoekom vier ons 200 jaar gelede se algemene kerkvergadering van 2 November 1824, dan is dit nogal iets wat mens oorwonder. Tot mens besef, dit verteenwoordig eintlik iets heeltemal groter. Dit is 'n manier waar daar 'n soeke was na om te behoort en as uitdrukking gevind aan ons behoort aan 'n groter kerklike familie van gereformeerdes. Die begin van die Nederduits Gereformeerde Kerk spruit uit Jan van Riebeeck se koms in 1652. Jan en sy 90 medelandgenote was elementêr in die stigting van die eerste gemeente in 1665. Die mense het swaar gekry daardie tyd en daaglikse gebedssessies is deur die sieketrooster gehou. Toe die Fort de Goeie Hoop, nou bekend as die kasteel, 'n jaar later voltooi is die eerste erediens en doop in die hoofgebou gehou. Die eerste kerkgebou is toe in 1704 op die plein opgerig. Ons is nou op pad Stellenbosch toe. Sien jou daar. Stel jouself voor, dit is 1668 en onder die leierskap van gouverneur Simon van der Stel is dinge aan die gebeur. So natuurlik moes hulle die grense van die Kaap uitgebrei het. En raai waartoe het hulle gegaan? Stellenbosch. Die tweede gemeente in Suid-Afrika is toe hier opgerig en dit is tot vandag toe nog die trotse tuiste van Stellenbosch moedergemeente. Ons delf nou 'n bietjie meer in die geskiedenis van die eerste gemeentes in die Parel. En dit mag dalk 'n bietjie meer interessant wees as wat jy dink. Die vroeë setelaars het nog verder getrek. Hierdie keer Drakensberg se kant toe. En boom, toe hulle aangekom het hulle 'n kerk geplant, net hier agter my. En soos julle kan sien, die eerste gebou staan nie meer nie, maar letterlik reg oor kant die pad staan die pragtige NG Kerk se mondeum nou. Maar julle hoef nie bekommerd te wees nie. Hierdie kerk het toe hulle tuiste gevind in Strooidak Kerk, wat tot nou toe nog, Sondag na Sondag, hulle deure oopmaak. As jy jou verlede vergeet jy 'n groot deel van wie jy is. En ek dink in ons nadenke oor wat dit beteken om gereformeerd te wees, om kerk te wees, is dit belangrik dat ons geskiedenis verstaan en ek hoop dat hierdie feesviering mense weer entoesiasties gaan maak oor dit wat oor die laaste 200 jaar gedoen is met die evangelie wat versprei het oor die hele Afrika. Toe die setelaars in die ongerepte land van Waveren aangekom het hulle geweet, hierdie is 'n spesiale plek. Hier in Nouse Tulbag het hulle die oude Rodezans kerk opgerig. Die verkennings het toe verder in al die rigtings van die kompas uitgekring. Mamesbury was toe die volgende stop op ons dapper verkenners se pad en hier het hulle die oude kerk Zwartland opgerig, wat tot vandag toe ook sy deure oophou. Hier in die suidpunt van Afrika het die lig al hoe helderder begin skyn. Gemeentes in Graaff-Reinet, Swellendam, Caledon, George, Uitenhage, Somerset Wes en Worcester het kort na hierdie eerste gemeentes ook hulle lig laat skyn. Jesus is die lig vir die wêreld, steeds vandag. En hy nooi ons om mense van die lig te wees. En daaroor
kan ons net bly wees en dankbaar wees en opgewonde wees. En daarom gaan ons dit vier op verskillende maniere. Die NG Kerk van Suid-Afrika en die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika vier hierdie trotse 200ste bestaansjaar met spesiale gedenkboeke, eredienste en konferensies. Jan Libbe, voorsitter van die Algemene Sinode van die NG Kerk van Suid-Afrika, verduidelik. Waarna kan lidmate uitsien? 1 week, 2 konferensies, 3 publikasies. Laat ek by die publikasies begin, die Kerkargief in Stellenbosch, maar ook die Stellenbosch Theological Journal, gee 2 publikasies uit wat hierdie geleentheid herdenk. Die lewe en die bediening van die Kaapse Sinode, onder andere, en uit die Noorde, die Hervormde Kerk, wat 'n gedenkpublikasie van hulle 2 eeue as 'n kerkfamilie gedenk. 3 publikasies, 2 konferensies, 2 November in Stellenbosch by die Kerkargief en 5 en 6 November, net die week later, by die Universiteit van Pretoria, die fakulteit Teologie, 'n akademiese konferensie wat oor kerkwees vandag herbesin. En dan 'n weeklange herdenking van Sondag 27 Oktober tot Sondag 3 November. In die Noorde en in die Suide feeseredienste waartoe ons lidmate, leraars, kerkrade, gemeentes reg deur die land wil uitnooi. Kom ons gedenk die reformatie, ons reformatoriese erfenis. Kom ons herdenk die verhaal van ons kerkfamilie.